Nou, hierdie resep is perfek vir daardie besige weeksaande wanneer jy iets besonders wil voorsit sonder hope skottelgoed. Nou, ek het reeds al my voorbereiding gedoen. 'n Ei fyn gekap, die knoffel is gereed en die parmesankaas gerasper. Nou, jy druk die salmfilet, of wat ek eintlik eers gou wil sê, ek het dit klaar gedoen as gevolg van tyd, maar ek gaan gou vir jou verduidelik wat moet jy met die salm doen. Nou, jy druk die salmfilette mooi droog met kombuispapier, geer dit aan beide kante met knoffelpoeier, soetpaprika, sout en swart peper. Dan verhit jy nou jou olyfolie saam met botter in 'n groot kleefvrye pan. Plaas die salm versigtig in die warm pan en braai dit vir ongeveer 3 tot 4 minute aan albei kante totdat dit dan lyk soos dit hier voor my is. Nou, ons wil dit nie heeltemal gaar maak nie, want dit gaan later weer terug in die pan en sal bietjie ekstra tyd kry later om gaar te stoom. Dan haal jy die salm uit en hou dit dan nou een kant. In daai selfde pan, want dit is waar al daai heerlike geure lê, gooi die eie en die knoffel in en dan braai jy dit vir so 'n paar minute tot dit sag en geurig is. Voeg die timie en die res van die sout en peper by. Dit is waar ons nou hier is. Jy sal sien my eie is heerlik goudbruin. So dan laaste voeg jy nou die orzo by, laat dit vir ongeveer 'n minuut liggies dan rooster. Ek gaan dit nou doen en dan die aftreksel gaan ons ook byvoeg. Nou ek gebruik omtrent so 3 koppies aftreksel. Kom ek sit gou net hierdie orzo in dat jy net kan sien. So nou is al daai botter en olie trek dan nou hier in en die bietjie hitte wat dan gaan deurtrek, gee dit net ekstra geur. Hierso is my aftreksel en ek gaan nou so kort die orzo roer as die aftreksel binne-in is, sodat dit nie vasbrand nie en verlaag ook net jou plaat se hitte, dat dit prit tot dit dan al dente is. Dit gaan so tussen 8 en 10 minute neem en meeste van die vog sal dan geabsorbeer wees. As ek nou terug is, wys ek julle hoe die orzo hierdie romerige tekstuur kry en hoe alles dan saamkom en 'n ongelooflike eenskottel maaltyd word. Nou die orzo is nou sag en gereed en nou voeg ek net die baba spinasie by. Jy roer dit net so effens totdat dit verwelk en dan sit jy net so 'n bietjie ekstra suurlemoensap by en ook suurlemoenskil en dan die gerasperde parmesankaas. Nou indien die mengsel te dik raak, kan jy nog so 'n bietjie aftreksel ook byvoeg. Nou as jy soek na 'n ryk en romerige tekstuur, kan jy vars room ook byvoeg, maar dit is natuurlik opsioneel. Ek wil hierdie net aftrek, ek spank dit brand nou terwyl ek met julle gesels. Nou dis juist hierdie manier van kook wat die gereg so lekker romerig maak. Amper soos 'n risotto, maar baie vinniger en makliker en minder tegnies. Nou al hierdie stappe is nou gedoen. Ek moet net nog so 1 mengie en al wat oorbly is om dan hierdie salm, jy kan ook forel gebruik of hoender kan jy ook insit. Ek gee nou maar net idees as jy nie salm wou insit nie. Kom ons sit dit terug in die pan. So ek wil net hierdie 'n roer gee. So julle sal sien, dit verwelk net so of raak eintlik net so sag. Ons wil dit nie oorkook nie. En dan al wat ek nou gaan doen, ek gaan hierdie salm vat en dit so in die pan sit. En dan net om seker te maak, jy maak die laaste bietjie van die salm of die forel gaar. Ek dink my deksel is hier onder en dan gaan ek dit net vir so 2 minute so toemaak, dan gaan die stoom dit lekker gaar maak. Nou ek gaan die salm nou net so 'n paar minute gee om nog so 'n bietjie dan te stoom en heeltemal deurwarm te word. En dan al wat oorbly is om die een pan gereg te garneer. Nou as ek terug is dit tyd vir opdiening. Nou jy garneer die gereg met vars petersilie, nog 'n bietjie vars gemaalde swartpeper en as jy van 'n bietjie hitte hou, 'n knippie brandrussie vlokkies en ook sommer ekstra skaafsels parmesan as jy wil. Nou ek het wel die salm bietjie uitgehaal want ek wou net dit in individuele bordjies vir julle skep. Maar julle het vroeër gesien hoe mooi lyk daai een skottel gereg. Nou my laaste wenk is om die salm nie te lank
gaar te maak nie. Haal dit net betyds uit die pan uit en laat dit eers dan aan die einde terugkom. So bly dit sappig en sag terwyl die orgeat al daai heerlike geure absorbeer. Nou kom ons dien mooi op. En jy sal sien, kyk, al my vog is weg en nou is dit net al die heerlike geure wat agtergebly het. So nou sit ons net so 2 stukkies van die salm bo-op. Nog so 'n bietjie vars petersilie vir die groenerigheid. Hierso is my brandrussie vlokkies, net so knippie en dan so 'n bietjie vars suurlemoensest. Daar sy. Nou hierdie is werklik een van daardie resepte wat min moeite verg, min skottelgoed maak en altyd indrukwekkend op die tafel lyk. Die resep is beskikbaar op ons Ontbytsake se webblad, so probeer dit gerus. Dankie dat jy elke week saam met my kook. Geniet hierdie heerlike eenpan salm met suurlemoen orgeat. Sien jou volgende week weer in hierdie bitter lekker kombuis.